As my kind seer kry, wie's eerste daar? Ek. 'n Pa en 'n ma wil hê sy kinders moet gelukkig wees. Net so wil God hê ons moet gelukkig wees. Maar die duiwel kom en hy gooi ons met probleme. Wat doen my kind as hy 'n probleem het? Sy kan nie wag om na my toe te kom nie. Ek hoor hulle nou die dag fight. En die een gee die ander een byt en hulle byt en klap en skop mekaar. Ek gaan rof van daai pastorie, hoor. Hulle sê die pastoor se kinders is die stoutste want hulle speel met die gemeente se kinders. En ek hoor die een sê vir die ander, ek gaan vir pa sê. Nee, sê die ander, moenie vir pa sê nie. Sy sê, draai dit nog een keer, dan gaan sê ek vir pa. Kinders, die Bybel sê, ons is maar soos kinders. Maar nou kom die duiwel en hy gee ons 'n probleem. Wat doen ons daarmee? Ons dink ons kan dit self oplos, nê? En ons dink dit is te groot. Ek sê as 2 redes hoekom ons met probleme sit. 2 redes. Hoekom sit ons met ons probleme? Nommer 1 is trots. Weet jy wat is die gevaarlikste ding in hierdie lewe as kind van die Here? Is om trots te hê. Weet jy wat het trots gedoen? Trots het die duiwel, wat een van God se engele was, uit die hemel uitgegooi, op die aarde nie. God kan nie trots hanteer nie. Hoekom wil ek nie met iemand gaan praat met my probleme nie? Want ek is te trots. Wat sal die pastoor sê, as ek vir hom kon vertel ek het 'n probleem? Wat sal hy van my dink? Wie is die pastoor? Hy is maar net 'n mens. Maar die belangrikheid van môre is, omdat ek so trots is, kan ek met niemand met my probleem. Ek sal maar self hierdie probleme hanteer. Dan sê die duiwel vir jou vanmôre, hey, ek het jou op die regte plek. Sit maar met jou probleme, want ek weet, daai probleme gaan veroorsaak dat iets slegs in jou lewe gebeur. Nou kom Jesus en hy sê in Psalm 55 vers 33, sê hy vanmôre, hy sê, bring jou probleme na my. Wat is die tweede rede vanmôre? Eerste een is my trots. Hoekom ek nie hierdie probleme vir iemand wil gee nie. Die tweede een vanmôre, die groot probleem, is dit sê vir my een ding, daar's iets fout met jou geestelike lewe. Want as die Here dan nou vanmôre sê, bring jou probleme na my toe, dan is my vraag vanmôre, hoekom doen jy dit dan nie? Hoekom wil jy met jou probleem, hoekom wil jy eerder 'n dop gaan drink? Hoekom wil jy eerder 'n pilletjie gaan drink om jou te laat beter voel? Kyk, hulle het soveel antidepressante nou op hierdie, mens kan nie glo as jy sien, hoeveel antidepressante, ek voel nou nie lekker nie, gaan drink 'n pilletjie, ek het 'n probleem, ek kan nie cope nie, gaan gou dokter toe, na die sielkundige toe, hy sal vir jou voorskrifie gee, net om jou te laat cope, die duiwel lag net so breed, hoekom? Want al hierdie goeters onderdrukkers, van wat? Van iets wat hier binne jou sit, 'n probleem. Nou kom die Here vanmôre en hy sê, as julle my kinders is, wil ek julle lewe in 'n lewe van oorvloed gee. God wil nie vanmôre hê jy moet een probleem hê nie. Hy wil hê vanmôre jy moet kommervry wees. Pastoor, kan ek kommervry wees? Ja, want die Here sê, gee jou bekommernisse vir my. Gee jou probleme vir my. Maar die probleem vanmôre lê juist daarin, dat iets is fout met ons vertroue. Iets is fout met ons geloof. Ons moet op 'n punt begin kom en sê, ek is God se kind. Ek vertrou nie meer op die wêreld of op dokters, op al hierdie goed nie, maar ek vertrou op die Here. Ek sit my vertroue in een plek en dis in God. Pastoor, mag ek die hospitaal toe gaan siek as jy kan, die Here gebruik dokters ook, maar begin by die eerste ding. Baie keer sê mense vir my, yes, ek het nou alles probeer. Al wat ek nou kan doen is bid. Ek sê, jy is van die pad af. Jy moes eers gebid het. En dan kan jy al goed probeer. Jy bid eers. En dan kan jy dokter toe gaan. Maar bid eers. Wanneer ek kom vanmôre, sê die Here, gee ek my bekommernisse vol. Maar ek moet glo. Ek wil net gou vir julle 'n stukkie lees. Net gou daar in Hebreërs. Gaan gou Hebreërs saam met my. Daar na Hebreërs toe. Hy sê daar in Hebreërs 4, vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat het ons? 'n Groot hoëpriester, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus Christus sy seun God, laat ons aan die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte ook versoek is, net soos dat ons, maar sonder sonde. Laat ons dan nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry
en genade kan vind om gehelp te word. Is dit nie wonderlik nie? Die Here kom vanmôre en hy sê, kom met vrymoedigheid na my toe. As jy hier uitstap, gaan in jou binnekamer vanoggend in. As jy uit hierdie kerk uitgaan en gaan in jou binnekamer en sê, Here, hier is my probleme, Here. Hier is dit, ek gee dit vir u. Want as daar iemand is wat my kan help, is dit God. Amen. Want weet jy wat? Die Bybel sê hy is almagtig. All things are possible for those who believe in Christ. Alles. Daar's geen probleem op hierdie aarde te groot vir die Here om vir jou mee te help nie. Ja, my kind is siek, Jesus het klaar vir ons genesing gebring. Ja, maar my werk gaan my afdank, Here het klaar vir jou voorsien. Ja, maar jy verstaan nie, my kinders wil die Here nie dien nie. Hallo, God sê niks is vir hom onmoontlik nie. Al wat hy sê vanmôre, hy sê kom na my toe, laat ek die stryd, gee jou probleme vir my. En hier lê die geheim. Weet julle wat doen ons? Weet julle wat doen ons? Danie, ek weet jy maak selfone reg. Kom gou. Kom gou, dankie. Vir my neus sê nie, kom gou. OK. Danie, ek het volle vertroue in jou om hierdie selfoon reg te maak. Die hele dorp sê jy is die beste om selfone reg te maak. Danie, ek gee vir jou die selfoon, gemaak of my reg. Sal jy dit doen? Okay, baie dankie Danie, dat jy die selfoon reg gemaak het. Wat doen ek? Ek gee vir hom my probleem, maar as ek amen gesê het, dan vat ek dit weer terug. Ek sê, Here, hier is my probleme. Ek weet u is by magte om hierdie probleme op te los. Baie dankie Here, dat u my help. En dan amen. Hoorie my vrou, ek worry oor hy ding van môre, ek weet nie hoe gaan ons dit doen nie. Dis wat ons doen. Word 'n bietjie wakker en sê, Here, ek het nie meer. Hoorie, kom hier by die werk. Hoorie, wat van daai siek kind van jou? Wat is 'n siek kind? Hoorie, is jy nog bekommerd oor jou kind? Nee, ek is nie meer bekommerd nie. Is hy gesond? Ja, in die naam van Jesus. Ons gaan nie meer worry nie. Toe ek tot bekering gekom het, was dit 'n moeilike stadium. Maar nou weet ek iets. Wat weet ek? Dat Jesus het gekom om my lewe van oorvloed te gee. Dis nie net geld nie vanmôre nie, dis kommervrye lewe. Pastoor, lewe jy kommervrye lewe? Ja. Hoekom? Want ek het alles vir hom gegee. In wie se hand is die beste hand om jou hele lewe te gee met al jou probleme? Ja, maar ek sien nog nie resultate nie. Sê geloof nie, geloof is 'n vaste vertroue in dit wat jy nie sien nie, maar jy weet, dis in God se hande. Weet julle wat? Ek gaan nie meer kla by iemand nie, want weet jy wat, as ek kla, dan sê ek eintlik, ek vertrou God nie. As ek murmureer, God haat 'n ou wat murmureer. Maar God vind sy behaag in hulle wat hulle op hom vertrou. Hulle sê, wat is geloof? Geloof sonder werke is dood. So hoe moet ek praat? Moet ek praat in ongeloof? Nee, ek moet praat in geloof. Is jy nie bekommerd oor daai ding nie? Nee, is die Here se hande. Is jy nie bekommerd oor jou vrou nie? Nee, is in die Here se hande. Is jy nie bekommerd oor jou kinders nie? Nee, is in die Here se hande. Is jy bekommerd oor jou bankbalans nie? Nee, is in die Here se hande. En weet jy wat? Nou verander my hele gebedslewe en al wat ek nou sê is, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Amen. Kom ons sluit ons. Vader, dit is so lekker vanmôre om te weet, Here, dit klink so awesome om te dink, ons kan net ons sorge op U gee. Here, U het vir ons gekom om vir ons 'n nuwe lewe te gee, 'n kommervrye lewe. Here, die wêreld is die ouens wat moet bekommer wees. Maar Here, ons is hulle wat ons op U moet vertrou. Here, U woord sê al hoe ons U kan behaag is om op U te vertrou, Here. Vader, help ons vanmôre om al ons probleme op U te kan sit. Ek wil vra vanmôre, terwyl elke oog gesluit, is iemand wat wil sê, pastoor, bid vir my. Ek wil vanmôre daai stap neem om al my probleme vir God te gee. Staan op jou voete. Ek gee nie vorentoe roep, staan net op. Kom ons hou almal ons oë gesluit. As die mense is vanmôre wat sê, ek wil vanmôre ek sit nog met hierdie bekommernis, die vyand het my nog daar. Hy hou my nog vas aan hierdie bekommernis. Staan op, ons gaan nie rondkyk nie. Die ouens wat sit moet bid. Julle moet bid vir hierdie ouens wat staan. Hou julle oë toe en bid soos jy nog nooit gebid het nie. En sê, Here, ek bid vir hierdie ouens wat staan, dat hulle vry kan kom vanmôre. Dat wanneer hulle uitloop, dat hulle kommervrye kan uitloop. Dat strome van lewende water in hulle binneste sal vloei. Is hier nog iemand, kom ons hou ons oë gesluit, kom ons bid vir hulle vanmôre. Is hier nog iemand wat wil opstaan en sê, daar staan nog mense op, daar staan nog mense op.
Hier's nog mense vanmôre wat sê, ek hou vas aan my bekommernisse. Die Here sê hy wil jou losmaak. Is daai bekommernis nog om jou? Staan op vanmôre, want die Here gaan jou losmaak. Hy gaan jou losmaak. Jy gaan nie uitstap vanmôre en jy gaan sê ek het geen bekommernis nie. Ek wil hierdie gees van bekommernisse bestraf vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ek wil die vyand se leuen bestraf in hierdie kerk vanmôre in die naam van Jesus. Kom ek en ek sê vir jou vyand, jy het geen autoriteit, geen mag, geen gesag nie. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, vry in Jesus naam, vry in Jesus naam. Here, ons gaan vanmôre hier uitstap as vry mense. U het gekom om ons vry te maak van die slawerny van probleme. Here, ons gaan nie meer worry nie. Ons gaan vanmôre dit vat wat u vir ons wil gee. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, spreek ek oor elkeen uit vanmôre, vryheid in Jesus naam. Terwyl julle almal se oë gesluit is, moenie stop nie. Papa Dani kom vorentoe. Kom ons neem ons sitplekke terwyl elke ou se oë gesluit is. Ek wil graag hê vanmôre, hou aan afneem vir my asseblief hoor. Ons gaan vanmôre instaan vir 'n seentjie. En ons gaan vanmôre vir Papa Dani salf vir hierdie ou seentjie. Hy staan in vir 'n seentjie vanmôre wat baie ernstig siek is. En die woord van die Here sê ons gaan nie bekommer vanmôre. Ons gaan dit vir hom gee. Niks wat ek kan doen vanmôre kan dit help nie, maar wat God kan doen. Amen. Kom ons steek net ons hande uit na Papa Dani toe vanmôre. In die naam van Jesus Christus van Nasaret. In sy krag, sy opstandingskrag vanmôre, spreek ons lewe uit. Wat sy naam? Oordien vanmôre. Ons spreek lewe uit oor hom vanmôre in die naam van Jesus. En deur sy wonde op die belofte staan ons wat die woord sê vanmôre. En ons herinner u aan die beloftes vanmôre, Here, wat sê hy is vanmôre genees in die naam van Jesus Christus van Nasaret. In die opstandingskrag vanmôre. Bely ons dit, roep ons dit uit en sê ons nou dankie. En almal wat saamstem, sê amen. 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 Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap vanmôre. Halleluja. Amen. Is die bekertjies vol? Kom maar stop. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.